Ons is live op TikTok en Facebook. Kyk, en nou gaan ons lekker gesels. Ek is nou saam met my vrou hierso. En vir die wat nie weet wat haar naam is nie, haar naam is Lorena. En sy doen keto word. Ja, en ons is al 28 jaar getroud. Nee, Ja. 28 jaar getroud. En ja, so vir die coaching vriende wat ons dalk nou sien, julle kan inskakel met die Google Meet link wat ek vir julle gestuur het. En ja, dit is daar op die WhatsApp wat ek vir julle gister gestuur het van die resepte met die ons doen mos 'n live vanaand 7:00. Dit is nou Dinsdag die 2de Junie en dit is waar ek gewoonlik met die coaching vriende praat. Maar toe sê ek vir my vrou Jette, ek is nou so lus om bietjie live te gaan en net so bietjie te praat met die mense. En ja, ook bietjie my vrou se perspektief op sekere goeders te toets. En dit is nou al 'n lang tyd wat ek die coaching doen. En partykeer dan vra ek nie altyd eers haar perspektief oor die situasie en wat sy dink van die coaching en sy sien dit nou van die kant af. Sy hoor altyd van julle suksesse en al die goed. En ja, ons 'n bietjie hoor daaroor en ons kan 'n bietjie oor geestelike goed op praat. So dit is goed. Ek wil net vir Wimpie op welkom sê. As julle die like knoppie en die share knoppie kan druk, sal dit goed wees. Ons kyk bietjie Liesel, hallo Liesel. So ons kyk bietjie hoe ver kan ons hierdie live laat boost. Op Facebook ook. Dankie aan die Facebook mense wat daar is. Ons kyk gou wat gaan nie aan. Nou sê Adrie is ook hier so. Hallo Adrie. Dag sê. Hallo Cameron. Nick. Ja, so ons het 'n klomp wenne. Ek het nou 'n getuienis gekry nou kort van 'n coaching vriend en ek het daaroor gepraat in die Heart Bootcamp wat ons nou môre weer aanbied. Ons het dit Sondag aangebied en net op die Sondag het ek met 'n coaching vriend 'n coaching sessie gehad en hy het sy bloedsirkulasie verbeter, sy neuropatie. Hy's kort op die karnivoor en hy doen baie goed, maar hy sukkel met neuropatie. En sy neuropatie het beter geraak. So neuropatie is daardie waar jou voete so doodgaan en dit is, sy neuropatie het beter geword. Hy het verligting gekry daar in binne 2 weke. So hy kon dit nie verklaar nie, maar ek sê vir hom dis heeltemal moontlik want wat gebeur is die karnivoor vat jou insulienweerstandigheid weg. So jou bloedsuikervlakke gaan natuurlik af, so die senuwees doen beter, kry kans om beter te herstel, die aartjies raak ook gesond en die inflammasie raak ook bietjie weg en so. Ja, so dit is wat definitief daar aan die gebeur is met hom. So ek is baie dankbaar daaroor. Ons praat natuurlik ook nou, dit is nou Sondag, althans Vrydagoggend 8:45 praat ek met Dr. Susan van die kerk op die Jesus radiostasie. Ek dink nie sy is 'n mediese dokter nie, miskien is sy, ek ken haar nou nie goed nie, maar in elk geval sy het my gevra, ek moet praat oor neuropatie, so ons gaan praat oor neuropatie. So, maar ons kyk bietjie daar of julle vrae het, of so, julle kan welkom ook in die kommentaarseksie te skryf, en as julle die like knoppie kan druk, dankie dat julle hier is, Johan, lekker om jou te sien, Marco, Lisa, as julle die like knoppie en die share knoppie kan druk, dan gaan dit bietjie help, laat ons hierdie TikTok algoritme bietjie aan die gang kry. Rochelle is ook hier so, hallo Morney, welkom. Nou ja, goed. Alright, so, kom ons kyk of miskien skakel daar van die coaching vriende, en hulle weet nou nie, ek gaan nou live nie, ons gaan vanaand wel live. Maar, nou ja, kom ons praat bietjie oor die karnivoor, my lief, wat jy sien van die kant af, jy sien nou, jy weet hoe lank ek nou al coach, en jy was van die begin met die journey daar gewees, en wat sien jy raak, in terme van die coaching en goeders wat jy van die kant af sien? As 'n buitestander, dan hoor ek maar altyd my man terugvoer gee. Hy gee vir my terugvoer oor al die kliënte en ek is baie impressed, eerstens. Oor die resultate. Dit is amazing. Want dit werk verseker.
En ek's trots op hulle. Ek is verskriklik trots op hierdie ouens wat 'n besluit maak om hulle lewenstyl beter te maak. Dit is so maklik om 'n algemene dieet te volg, want hier as jy in Checkers instap en daai vertoonkaste met die lekker koek en donuts. Donuts is my doodsteek gewees altyd, nog steeds partykeer. Want dit lyk altyd so aanloklik. Maar en dit is so maklik. Dit is so maklik want dit is so lekker. As jy so verby die chipsrakke stap. Dit was altyd maklik. Dit is maklik om in 'n trolley te gooi en stysel in jou trolley te gooi. En ja, as jy weer sien met hierdie tipe dieete, dan jou klere wat in die kas is altyd raak te klein. Alles raak net te klein en vinnig ook. Dan is maklike kos. Ek is nou gou lus vir dit. Dit is maklik om stysel in jou mond in te trek, want dit is maklik. Maar op die einde van die dag, op die lange duur sit jy met al die probleme. Jou klere word te klein, jy kry siektesprobleme. As jy jonk is, voel jy dit nog nie, maar jy moet altyd na 'n groter size toe gaan. So, maar met die coaching en goed, is dit net weer agterste voor hom. Dis nog makliker, eintlik, om op 'n carnivore of carnivore te wees, want dis net, gooi net gou vleisie in en maak hom gaar en is klaar. Daar's nie moeite om te gaan sit en dink, ja, wat gaan ek nou maak nie. Die resultate is amazing, jy is nie so honger nie, jy het nie, wat is dit? Cravings. Cravings, jy het nie daai cravings nie. Jy stap nou en raak die goed pla jou nie eers nie. Daar's nie 'n magneet wat trek na daai tipe voedsel nie, kos vir dit nie. So, maar met die resultate is amazing, ek is so dankbaar vir mense wat die besluit vat om oor te skakel, om te gaan kyk na gesondheid. Gisterand besef ek weer, ek is daar in die gisteroggend ek gaan daar in die kamer en ek hou stilte tyd vandag en ek spring so op en af en ek besef, ek wonder hoeveel 53, amper 54-jarige vrouens het nog soveel energie en kan nog dinge doen toe hulle nog in hulle 30's is, weet, want ek is heeltemal capable om nog te kan doen wat ek kan doen toe ek nog in my 30's is en Ja. my spoed is nou nie so vinnig nie, maar dit pla my glad nie. Ekskuus. Ek wil jou gou net interrupt, hierso baie dankie my lief. Ek wil net vir Jeffrey Meyer hallo sê. Jeffrey is nou coaching vriend van ons en ek is so dankbaar dat jy hierso is, Jeffrey. Ek is so trots op jou. My vrou is 'n Meyer. Ons het nou juist vanoggend 'n video gemaak op TikTok. Jy sien hierso naboom is daar 'n Meyer hardeware wat nou begin is, maar dis nie haar familie nie. So ver ons kom weet uitvind nie. Maar ja, so, en dan wil ek ook net vir Johan en Marlene baie welkom sê. Hulle is daar op Facebook en Gideon. Marlene, julle kan inkom op die Google Meet link. Jy moet kyk daar op jou WhatsApp, die coaching vriende, daai link wat ons vanaand gebruik op die live van 7 uur wat ek gister uitgestuur het met die resepte. Jy sal sien daar is so 'n resep, 'n link, 'n Google Meet link vir vanaand 7 uur. Jy is welkom om in te skakel en julle kan 'n bietjie saam praat ook vandag met ons. Ek het vir my vrou gevra of dit reg is dat ons die coaching vriende ook 'n bietjie intrek en saamgesels en jy weet, daar's soveel wat ons in gemeen het. En wat my vrou nou hier gesê het is jy weet, is baie waar. Hierso is Nicoline ook nou. Nicoline, hulle is hier van naboom. Nicoline, maar hulle is nou, dis nou Johan en Nicoline. Ja. Dit is nou al Checkers ontmoet. Ja, dit is Annelie se kinders. En hulle almal doen carnivore. En dit is nou Frans is die oom wat ook al 30 kg gewig verloor het en Nicoline hulle self. Nicoline, julle is baie welkom as julle wil inskakel op daai selfe Google Meet link wat ek gister gedeel het, hoor. Dan kan julle saam praat as jy lus het, dit is goed, maar julle moet vanaand ook asseblief praat. Maar ons praat nou sommer net in die algemeen vanoggend, en ons gaan so 'n bietjie geestelik ook praat, want daar's definitief 'n geestelike konnotasie, en ons is mos nou nie skaam vir die geestelike goed nie. So ons
ons respekteer mekaar en ons glo nie almal dieselfde nie. Maar baie van die coaching vriende stap ook 'n geestelike paadjie, jy weet, en ek kom terug na daardie ding toe om verantwoordelikheid te vat. Nou, vir die van julle wat nou nie weet nie, my vrou doen ook, jy weet, droomvrou kampe. Hulle bied dit al as 14 jaar, wat julle het aanbied, 16 jaar. Van 2013 af. Ja, dis 'n lang tyd. En ja, dis 13 jaar. So, en dit is buite naby of in die omgewing gewoonlik wat hulle partykeer 2 kampe in 'n jaar doen. Julle het nou weer 'n kamp, né? September, ja. September. So dit is maar geestelike kampe en die temas is baie relevant. Hoe om ek dink ek was nog nie op 'n droomvrou kamp nie. Ek wonder hoekom, maar Jy's 'n man. Slegte vrouens. Ek ben net hallo Nicolien, gaan dit goed met jou? Goed, dankie jouself, Kobus. Jette, want is nou lekker om jou hier te hê, hoor. Ja, ons het gou 'n bietjie 'n breek, so ek dink dat ek gou 'n bietjie join. Nee, dit is sommer baie gaaf, man. Ek is baie dankbaar en dit is so lekker om altyd julle aan boord te kry. So Nicolien is nou daar op die Google Meet link wat ek gestuur het, is eintlik vir vanaand 7 uur, maar ek het gevra dat die coaching vriende wat dalk weet van hierdie live of dit dalk toevallig raak sien, maar 'n bietjie saamgesels. Nicolien, terwyl ons jou so op die lyn het, ek wil sommer 'n bietjie hoor, want jy is baie passievol oor kindervoeding, maar daar's ook 'n geestelike aspek rondom die hele storie, en as ek nou Johan se suksesse kan vat as voorbeeld, ek het hom nou die dag gesê in die coaching sessie, dat ek so trots op julle albei, maar spesifiek vir hom, omdat hy 'n verantwoordelikheid gevat het vir waar sy gesondheid is. Wil jy so 'n bietjie ietsie sê oor die geestelike aspek van dit en die voorbeeld wat dit miskien stel vir ander mense? Ja, ek sal graag iets wil sê. My man is 'n verskriklike introvert. Hy is baie skaam. En ek moet sê, hierdie carnivore ding het hom heeltemal uit daai skaamboksie uitgehaal, waaroor ek eintlik baie bly is. Want ek is 'n ekstrovert en ek weet nie, ons vul mekaar nou maar so aan deur het ons saamgeplaas om mekaar op plekkies aan te vul. En ek is so bly, hy die vrymoedigheid om te praat oor sy gewig en oor die goedjies waardeur hy gaan. En totdat hy foto's sal plaas van homself, dit is wat hy sou dit nooit, as ek dink aan 10 jaar terug, sou hy dit nooit gedoen het nie. Nie eers 'n jaar terug nie. En dit is vir my so lekker om te sien hoe hierdie carnivore sy persoonlikheid verander het na baie goed. Want dis 'n ander mens wat ek hierso het. Dis vir my fantasties. Dis regtig, hy vorder so goed en ek kan sien hy is so trots op homself en ek dink elke mens moet trots wees op homself. Kyk, die Here het ons elkeen volmaak geskape en nie een van ons is dieselfde nie, maar jy het 'n keuse om te maak. Wat gaan jy met die een lewe maak wat die Here vir jou gegee het? En al wat ons kan doen is, ons kan dit net na beter verander. Soos ek sê, 'n jaar terug sou hy nie gepraat het op 'n bootcamp of foto's eers van homself op Facebook sit en sulke goeders nie. So dit is vir my so lekker om te sien die selfbeeld wat hy bou. En ewen my kinders, veral my seun wat ook baie gewig verloor het, die selfbeeld wat hy ook bygekry het met sy gewig wat hy verloor het. En dit spoor hom aan om te oefen. Dit is vir my so lekker om dit te sien. Dit is fantasties. Ja man, ons is so dankbaar saam met julle, Nicolien, en dankie vir julle kragtige getuienis en die feit dat julle die bootcamp so mooi bywoon en saam praat op die live en dinge en julle verander mense se lewens. Jy weet, jy spreek in mense se lewens en daar's mense wat nou na hierdie live luister of miskien na die opname, want ek sal dit ook repost, maar en hulle gaan hoor hoe geïnspireerd is jy deur jou man se sukses, en ek kan net dink dat dit moet vir jou baie naby aan die hart lê, jy weet, want julle is mos nou maar lief vir mekaar, en om te sien hoe hy letterlik sy rol
as hoof van die huis en as pa-figuur nou lekker vol staan en jy weet regtig 'n baie goeie voorbeeld stel vir nie net sy gesin nie, maar sy familie en sy kollegas en soos ons nou maar al vir mekaar gesê dat al tot van die kollegas aangesluit by die Carnivore Ketovore Coaching omdat julle twee so suksesvol is. En dit is, ek wil net vir jou baie dankie sê daarvoor en dit is net lekker om die pad saam met julle te stap. Och nee, dit is 'n groot plesier Kobus, dit is lekker om dit saam met jou te kan stap. Ek meen jy moedig 'n mens voor aan en as 'n mens vra het, jy is altyd daar om dit vir ons te beantwoord. Kyk, 'n mens maak maar foute in die begin en sulke goedjies en 'n mens vra maar vra en dan dink 'n mens altyd, ja, dit gaan seker nou 'n dom vraag wees, maar ek weet jy wat ek werk met my kinders by die huis en ek sê altyd vir hulle, geen vraag is 'n dom vraag nie. 'n Mens, daar's altyd 'n antwoord vir 'n vraag. So ja, 'n mens is vry om te vra en dan stel jy nou maar net jou fout reg wat jy gemaak het. Maar ja, dit is vir ons baie lekker. Ek wil net gou vir die mense wat nou nog nie ons storie ken nie, net gou so 'n bietjie vertel hoe ons begin het met die Carnivore. Ons altyd is redelik oorgewig gewees. Ons is nog steeds 'n bietjie oorgewig, maar ons werk daaraan. Ons wou oorspronklik ons GLP-1 gekoop het om dit te gebruik. En iemand anders het ook GLP-1 gekoop en die mense het nooit hulle pakkie gekry nie. En ek sê toe vir hom, ons sien toe Kobus se advertensie op Facebook raak oor die Carnivore. En Kobus was 6 jaar terug op by ons om te hoor of ons wil Carnivore doen en toe het ons gesê nee, ek kan nie net vleis eet nie. Ek like my groente en my Sondag kookkos en my Sondag koek en tee. En toe het ons gesê, okay, ons gaan daaroor bid. En ons het daaroor gaan bid. En ons het toe nou besluit, ons gaan eers die Carnivore probeer en kyk, as dit nie vir ons werk nie, dan probeer ons die GLP-1. En dank Vader, die Carnivore werk vir ons so goed, want ons almal het al gewig verloor. En ons is nie net hier om gewig te verloor nie. Eerste plek doen ons dit vir ons eie gesondheid, want ek sit met hoë bloeddruk, al seker vir die afgelope 9 jaar sit ek met hoë bloeddruk, en ek het met angsaanvalle in die aand gesit, en oortollige water, so, en al daai goedjies, het in die afgelope, ek dink ons is nou, ek is nou nie seker hoeveel dae, maar in die 200 dae, al daai goedjies het al verbeter, ek is al af van my oggendbloeddrukpil af, en so ek het nog net my aandbloeddrukpil oor, en ek drink so elke nou en dan nog 'n bietjie waterpilletjie, om die water net weer bietjie onder beheer te kry, en ek kry nie meer angsaanvalle nie, 'n mens voel so positief oor jouself, ek sou nooit in my lewe 'n skipad gedra het nie, want ek het net nooit gemaklik gevoel in 'n skipad as ek vir myself in 'n spieël kyk nie. 'n Mens wil eintlik nie eers vir jouself in 'n spieël kyk nie, want dan voel jy is eintlik 'n mislukking. En ek moet sê, ek het sover 16 kilos, dit kan dalk nou nog so 'n bietjie meer wees, maar sover wat ek laaste geweeg het, was dit 16 kilos. En ek moet sê, daai 16 kilos het vir my 16 kilos se selfbeeld gegee, wat vir my so lekker is, want ek klim in 'n skipad en ek klim op die treadmill, ek het daai vrymoedigheid om te wil oefen, en al wil my man dalk nie nou al saam met my oefen nie, maar ek weet, hy gaan ook op daai punt kom wat hy gaan voel, hoorie, dit is nou tyd, ek wil nou bietjie begin oefen. Soos ek sê, daai 16 kg wat ek afgesit het, het nou weer vir my 16 kg se selfbeeld gegee. Dit is so lekker om dit te kan sien, en dit is so lekker as mense vir jou sê, hoor jy lyk so goed. Al weet jy het net 16 verloor, maar 16 is baie, dis baie. Gaan vat 16 kg botters, dan gaan jy sien, hoeveel is 16 kg eintlik? En dan kan ek nie dink, ek het daai 16 kg vir hoe lank saam met my gedra nie. So ja, dit is vir my is die 16 kilos wat ek al verloor het, vir my 'n baie groot prestasie, want die dokter het my al op 'n dieet gesit vir my bloeddruk, en
mens hou nie daarby nie, want jy bly honger en honger en honger. En ek het al die 28 dae die eet gedoen, en dan dink ek, hoe word jy vol van 'n bietjie pasta en tamatie, en nee, jy bly honger, en dan dit is wanneer 'n mens na die verkeerde kosse toe gryp. Maar met die carnivore, die vleis en die vet hou jou versadig, dat jy nie nodig het om vir ander goeders te gryp nie. En ons maak vir ons lekker beeskaaiings, vir as 'n mens dalk 'n bietjie lus kry vir iets, dan is daar 'n beeskaaientjie, en ek gaan juis vandag vir ons weer 'n bietjie lekker minswiele maak, vir die kinders om te pesel, want dit word ook nou maar winter, en 'n mens se liggaam, ek weet dit voel altyd vir my of 'n mens bietjie meer eet in die winter, maar dat die gesonde goeders in my huis is, as hulle dalk iets wil pesel, dat hulle aan 'n vleisie pesel of 'n stukkie vet. Ja, ons het nie sweets in die huis nie, so my kinders kry nie sweets nie. Dit is 'n no-go by ons. So ja, en ek moet sê, my kinders is baie gesonder, hulle het nou elkeen so 'n bietjie van 'n verkoue gehad, maar dit is 'n baie ligte verkoue teenoor ander jare se kroep en griep wat hulle gewoonlik kry. Moet ek sê, die simptome is baie ligter. Ek het nie regtig nodig om hulle dokter toe te vat of iets nie. So ek dokter hulle sommer self by die huis met 'n hoestroopie wat ons maak, met suurlemoensap en heuning, wat ek nou weet nie eintlik carnivore is nie, maar dit help om die slijm so 'n bietjie op te breek. So ja. Baie dankie Nicoline. Dit is maar ons storie. 'n Baie kragtige storie, en ja, dit is net so pragtig om te sien dat die kinders ook deurvolg, en klein Johan, dis nou julle seun, hy is mos nou 14, as ek reg onthou is hy al 14 kilogram af, né? Ek dink hy is al 15.3, ja. 4, ja. En hy gym, en hy oefen met die gewigte, en al die dinge, so dit is te pragtig. Ja man, ja. Dit is wonderlik Nicoline, en dit is so, hulle is die groot mense van die toekoms. Ek kan net dink, hoe wonderlik gaan hulle grootmenslewe wees, omdat hulle die paadjie reg begin, jy weet. So dit ja, dit is so. Ja, man. Next, as jy jou kind eet wat jy vir hom gee om te eet. So as jy jou kind vol suikers gaan stop en stysels gaan stop en ongesonde goeders gaan gee, gaan jou kind dit eet. So hoekom stop jy jou kind nie vol vet, die regte vette en die regte vleise in nie, en hulle gaan dit eet, want dit is wat bedien word. Ons is geleer, jy eet dit wat in jou bord is. So sit vir jou kind gesonde goeders in sy bord en hy gaan dit eet. As hy dit nie wil eet nie, hy gaan wel later honger raak en dan gaan hy dit kom eet. So baie waar wat jy daar sê. Ek wil net vir Paul ook welkom sê. Paul is 'n ou coaching vriend van ons. Hy groet ons nou hierso op Facebook. Ja, Paul Wolmerans, ou coaching vriend. Baie dankie aan al die mense daar op Facebook vir die ondersteuning ook, en almal wat nou uitdruklik in die live is. So ja, ek is baie dankbaar julle is hierso. Ja, so nee man, dit is wonderlik, maar ja, maar net om terug te kom by die hele geestelike aspek, en om verantwoordelikheid te vat vir waar mens is met jou lewe. Dit het 'n ripple effek dwarsdeur, en Nicoline het dit nou baie mooi uitgespel, hoe haar man sukses nou kry, en selfvertroue en alles wat nou verbeter, en ook goed so, want hy verdien dit. En dan kom daar die praktiese ding in van byvoorbeeld beweeglikheid, vermoë om te werk, vermoë om inkomste te genereer. En soos ek maar altyd vir mense sê, jou liggaam is jou belangrikste voertuig. Dit is nie daai mooi bakkie wat jy het nie. En die realiteit is, jy kan nie 'n ander liggaam kry, of sommer ander liggaamsdele kry. Jy weet, jy kan natuurlik orgaanoorplantings kry, maar oor die algemeen kan jy nie sommer net 'n upgrade doen op hierdie voertuig van jou nie. Maar die realiteit is, jy moet kyk na hierdie voertuig, en ek dink dit is wat daai verantwoordelikheid, as mense nou so 'n bietjie oor die geestelike sy kan praat. Ek wil my vrou nou vra, vir die wat nou nie weet nie, haar naam is Lorina, en soos ek nou gesê het, sy doen so 'n bietjie geestelike werk ook al vir so, baie lank al, maar sy is 13 jaar betrokke by die Droomvrou groep. Julle kan gerus op Naboomspruit Droomvrou Facebook gaan kyk.
Ja, Ja, Droomvrou Naboomspruit en so. Ja, en ek wil jou dalk vra liefie, in terme van die verantwoordelikheid wat jy dink daar op mense is, om gesond te lewe. Wat sê jy van 'n geestelike perspektief af sê, is daar 'n verantwoordelikheid op ons, of dink jy die Here moet nou maar net vir alles sorg, en ons kan nou maar maak wat ons wil? Nee, daar is definitief 'n verantwoordelikheid vir ons gegee, weet ek dink nou in 2 gevalle, een geskrifie wat sê 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde siel of gees ook, nê. Nee. So as jou liggaam gesond is alles wat binne in jou liggaam gehuisves word ook gesond. Daar's minder sielsprobleme. Met ander woorde, dis selfbeeldprobleme los op met 'n gesonde liggaam. Soos wat se naam? Nicolien gesê het, jou selfversekerheid. Daar's 'n boost in jou sielsdimensie as jou liggaam gesond word. Dit 'n ander uitkyk, is baie meer positief. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Jy lyk goed, jy voel goed, baie energie. So daar's baie faktore wat 'n positief is as jou liggaam gesond word. So en dit werk van buite dan na binne toe. So jou geestelike lewe word beter. Jou verhouding met die Here sal versterk en beter word. Buitestemme van verskillende mense en goed sal ook glad nie meer 'n groot effek op jou lewe hê nie, want jy voel goed, jy lyk goed. Ek kan 'n voorbeeld gee, soms my vriendinne sal 'n grappie maak dat ek so maar is, jy weet. En dit pla nie, want that's facts. Ek's maar want ek lewe goed, my leefstyl is goed, ek doen baie goed en ek oefen ook en alles, maar dis maar al my jare is ek lief vir oefen, so, maar dit, so, en dan sien ons ook met tyd van Daniël, toe hulle na die koning toe gegaan het, of die koning het vir hulle gesê, ja, hulle moet weet, daar so sien jy, okay, dis nou 'n ander tipe voorbeeld, maar dit kom terug na gesond. Die vriende het net 'n bewys gemaak, dat as jy gesonde leefstyl begin leef rondom voedsel, dan gaan jy baie sterker wees, jy gaan baie beter lyk, jy gaan alles doen, en dit is wat Daniël hulle daar bewys het, dat 'n gesonde leefstyl maak 'n sterker liggaam. So dis 'n bewys wat hulle daar net gegee het. Maar ons weet in daai tyd hulle baie wyn gedrink, en baie, hulle was maar woes aangegaan, daai tyd waar Daniël hulle geleef het, die heidense volk daar. So, en die challenge was, kom ons kyk wie lyk die beste na aantal weke, en Daniël het was baie beter hulle af. So, die feit dat as ons gesonder lewe maak, dat alles net gesond word. En die Here het vir ons 'n gesonde verstand gegee. En dit is een van sy reëls ook, om te sê ons moet eintlik, ek wil nou nie vingers slaan nie, maar as jy gaan kyk in Galasiërs, waar hy wys dat ooreet is nie reg nie. Dit is 'n sonde, brassery. Maar ek wil niemand oor die vinger tik nie, maar brassery is maar net as gevolg van jou sielsdimensie wat siek is. Swak selfbeeld, swak dinge wat dalk traumas, alles wat sulke goed veroorsaak het, dan gee ons oor aan kosse en goeder. So, maar dit is tog goed wat uitgesorteer kan word, en 'n besluit van persone af om net 'n besluit te maak om te sê enough. Genoeg is genoeg, en jy moet 'n besluit kan maak om te sê jy het net een lewe. Hierso is 'n ou wat hierso, ek dink is 'n Land Rover, ouerige Land Rover, maar hy het 'n sticker op. Ek is altyd amazed, hy sê live life fully, because you only have one life. En dit werk na al die kante toe. Om gesond te lewe,
reg te eet, gesonde leefstyl te oefen, goeie sielsgesondheid na te kyk en jou geeslewe na te kyk. Because you only live once. En ons leeftyd op aarde is so kort. Ons bedink is lank, maar dis verskriklik kort. Ons weet nie of ons môre asem het nie, maar waar gaan jy in jou ewigheid lewe? Waar gaan jy heen in jou ewigheid? En dis eintlik waar dit gaan op die einde van die dag. Ja, dit is baie goed gestel. Ja, daar's definitief 'n skakel tussen die geestelike goed en die fisiese goed, en die twee beïnvloed mekaar definitief. Net vir Tim ook baie welkom sê. Tim says that meat is very expensive here in the UK. Ons het coaching vriende of vriende van die Carnivore daar in die UK, en ons het natuurlik coaching vriende reg oor die wêreld, ook in Amerika het ons, en Ierland, ja, en so dit is die Suid-Afrikaners wat daar is, en so ja, dit is, maar ons wil maar net bietjie ingeskakel het, en so bietjie gepraat het, en het was nou lekker geweest om te praat oor die geestelike goed ook. Ek so bly Nicoline het ingeskakel, en dankie vir almal wat ingeskakel het. Ons sal dit meer gereeld doen. Ek dink net so bietjie praat so in die breë weg, dat ons meer as net een live 'n week doen. Dis goed om vanaand live te gaan. Onthou, ons is vanaand 7 uur live saam met die coaching vriende, soos Nicoline. En verder doen ons maar nog steeds die Carnivore Keto Coaching, is al 6 jaar, en WhatsApp my as jy coaching wil doen, of as jy weer 'n coaching wil doen. Paul is ook soos ou coaching vriend van my, baie van die ou coaching vriende doen weer 'n coaching sessie, net om in te check, en dit is ook nogal lekker. En die bootcamps is tot jou beskikking, Paul. Ons doen nou die Hart Bootcamp Sondag. Het gaan baie interessant wees. Jy moet vir my sê, as jy dit wil hê, dan WhatsApp my net, dan stuur ek dit vir jou. Die bootcamps kos R50, maar jy kry die notas in Afrikaans, en deesdae is die notas mooi uitgetik. Jy weet, daai tyd toe jy coaching gedoen het, was dit nog handgeskrewe notas. So in elk geval, nou ja, ek dink ons moet groet, en dan sal ek nou 'n klomp video's maak, en ek moet klomp bootcamps uitstuur vir mense, pakkette, want daar's pakkette, silwer pakkette, wat die hele maand, so ons doen die Sout Bootcamp, ons doen die Menopause Bootcamp, ons doen die Versteekte Chemikalie Bootcamp, en ons doen die Aromatherapie Bootcamp, ja. En so tussen hakies, die Neuropathie Bootcamp is die 12de en die 15de Julie, ja. So, alright, en dan sien ek julle vanaand, dan 7 uur op die live, alright, julle moet mooi bly, baie dankie.